Goeiemôre in Suid-Afrika, die 10de Maart. Hier is die report vir die 10de Maart vir die Iran-oorlog. Ek is Morne Botha, die Amerikaanse korrespondent vir Koepel TV regstreeks hier uit Amerika uit. So, dit trek nou al daar. Trump het nou net afgekondig dat hy is baie tevrede met die spoed wat die oorlog gaan. Hy is eintlik geskok van hoe vinnig dit gaan. Hy sê dat die oorlog is redelik baie verder in proses as wat hy vermoed het sal wees ten die tyd. So sy beoogde eerste beplanning was miskien so 4 tot 5 weke en nou lyk dit of meeste van die doelwitte afgehandel is. Hy sê, wel, daar's nie meer lugmag nie, daar's nie meer Navy nie, daar's nie meer kommunikasiestelsels nie, daar's nie meer baie wapen vervaardigingsplekke nie. So hierdie kan baie vinnig na einde toe kom. So dis op die oomblik baie ver voor die beplande skedule. Maar hy sê ook, hy sal beplan wanneer die oorlog stop. Hy die mag om te beplan wanneer die oorlog stop en kyk wat nog nodig is. Alles hang ook af van Iran af, wat hulle optrede verder sal wees, of het nodig gaan wees om agter die nuwe regime aan te gaan of nie, of die nuwe leierskap, dit sal alles af van hulle af. Met die verstandhouding dat as hulle weer begin slim raak en wie ook al aan beheer is, vir hulle begin weet ballistiek missiele bou om weer Israel en die ander lande aan te val, is die verstandhouding daar, gaan Amerika net eenvoudig terugkom en dit weer stukkend skiet. So, hulle maar seker vir hulle self bepaal wat nodig is. En as hulle besluit, hulle gaan verder terrorisme organiseer en fonds. So vir Iran aan hulle kant, hulle het weer aanvalle vandag gedoen, hulle het so 'n paar missiele deurgekry. Ek sien vandag het hulle weer met 'n drone 'n woonstelblok in Kuwait getref. So baie mense praat van Iran hulle verdedig hulle self nie, maar kyk, hulle val siviele teikens aan, woonstelblokke in Kuwait getref. Hulle het ook 'n refinery daar getref in Bahrain, wat aan die brand is, en dan ook aan hulle kant in Teheran brand die olieopgaarplekke. So hulle albei twee kante is daar op die oomblik teikens op olieopgaarplekke en so aan. Iran se hoofdoel om olie uit te brand en te verminder en om obviously om die stryd of Hormuz te blok, is om juist die olieprys baie hoog op te jaag en laat die populasies van die westerse wêreld wat se petrol opgaan en al die druk op hulle regering sit. Dan moet ons net gou 3 items behandel. Vals informasie wat nou redelik baie op die social media is. Die eerste ene sê daar's tussen 500, die getal is tussen 500 en 20.000 Amerikaanse soldate al dood. Nou weet ek nie waar daai mense aan hulle informasie kom nie, maar dis vals as jy so iets hoor of sien. Op die oomblik het ons 7 soldate verloor, vanoggend was die 7de een of gisteroggend. Daar's 'n paar gewond, en al hierdie wat gewond en oorlede is van die heel eerste dag se straik. Almal nog van dieselfde groep. Daar's nog nie daarna enige ander Amerikaanse soldate gewond of gedood nie. Daar's ook berigte wat sê honderde van Amerikaanse soldate is gevange geneem in Iran. Dis ook totaal blatant vals. Daar's nie 'n enkele soldaat van Amerika of Israel in gevange geneem in Iran nie. Dan was daar 'n berig wat gesê het dat in Kuwait of so het hulle 'n klomp Mossad agente gevang met bomgoeders wat wou vals vlek operasies doen met bomme, en dis ook 100% vals. En die laaste een, iemand het berig dat al die basisse, Amerikaanse basisse rond die Midde-Ooste is al aangeval en almal is al vernietig. Daai is ook 100% vals. So as jy daai tipe van dinge sien en hoor, jy kan welkom om my te vra, ek sal vir julle regmaak, maar daai 3 groot dinge, daar's nog net 7 van ons soldate oorlede, daar's beslis nie tussen 500 en 20.000 dood soos wat party mense claim nie. Daar's honderde gevange geneem in Iran, nog nie 'n single persoon van ons of Israel is gevange geneem nie, en al die Midde-Oosterse US bases in die Midde-Ooste, almal staan nog. Party bietjie skade gekry, dis so, maar almal staan nog en niemand op die basisse is dood nie. Want een het gesê daar's soveel, almal is al 100% vernietig met al die mense dood daarop, al die soldate, dis waar hulle by die 20.000 dood uitkom. So daai is ook alles vals nuus. Dit is dan ons berig vroegoggend vir die 10de Maart. Ek sal dalk later vandag op die 10de Maart nog een opsit soos hier inligting bykom. Ek is Morne Botha, die korrespondent vir Koepel TV hier regstreeks uit Middle Tennessee uit. Geniet die dag.